Moses, die vlugteling. Ons lees Exodus 2 vers 11 tot 24. God het 'n groot plan vir die kleine Moses gehad, en so word hy dan 'n Egiptiese prins. Waarom? Hoe sou so 'n prins se opvoeding in die paleis lyk? Hy het sekerlik as klein seentjie Hebreëus leer praat by sy ma. Nou raak hy boonop ook vaardig in Egipties en waarskynlik ook die tale van die buurvolke. Hy sou sekerlik hierogliewe en ander administratiewe skrifstelsels geleer het. Die Egiptenare het uitgebreide kennis gehad van sterrekunde, wiskunde, logika en moralistiese wyshede, en die jong Moses sou verseker hierin opgelei wees. Omdat hy 'n prins was, sou hy beslis opgelei wees as 'n militêre leier en leer van taktiek, beplanning, dissipline, en natuurlik sou hy ook fiksmoeds wees. Dan sou hy ook geleer het van belasting, arbeid, ekonomie, slawerny en infrastruktuur, en hoe om met ander volke en koninkryke te onderhandel. Musiek, poësie, letterkunde, dit was alles belangrik in Egiptiese kultuur, en hy sou daarvan ook moes leer. Nou, die vraag is, waarom was hierdie dinge belangrik? God het hom hiermee toegerus om een van die grootste leiers ooit te word. Na sy woestyntydperk kon hy met Farao praat en Egiptiese protokol volg. Hy het verstaan hoe groot stelsels en gemeenskappe funksioneer. Hy kon wetgewing formuleer soos die 10 gebooie en die wette van Levitikus en Numeri. In kort, hy kon 'n volk lei. Moses moes sekerlik geweet het dat hy eintlik 'n Hebreër was, want hy was anders as die ander. Hy het gesien hoe dat die volk waar hy vandaan kom wreed mishandel word. Dwangarbeid was aan die orde van die dag, en die Israeliete moes hard werk onder die toesig van Egiptenare. Moses moes toekyk hoe dat een van sy mense met 'n sweep gedryf word deur 'n Egiptenaar. Die sweep het die arme man tussen die blaaie geklap. Moses kon dit skielik nie meer vat nie, en toe hy dink dat niemand hom sien nie, vermoor hy die Egiptenaar. Die man word sommer met sand toegegooi om sy gruweldaad te verdoesel. Nie juis 'n mooi begin vir die man wat die volk van God na die beloofde land moes lei nie, is dit? Die volgende dag is Moses weer in Goshen, en dan word hy deur 2 bakleiende Israeliete gekonfronteer met sy moord. Moses het ijskoud geword. Wat as dit op die lappe moes kom? En al sy vrese was nie ongegrond nie, want kort daarna bereik die bedrog die ore van die Farao, en Moses moes vlug vir sy lewe. Moses vlug nie maar net so eentjie in die woestyne nie. Hy vlug tot in die land van Midian, oos van die Rooi See, 'n volle 600 kilometer van Egipte af, iewers in die noordweste van die huidige Saudi-Arabië. 'n onherbersame woestynwêreld. Skielik is Moses nou nie meer lid van die koninklike hofhouding van Egipte nie, maar 'n voortvlugtige in 'n vreemde land. Maar tog was daar iets wat nie so baie vreemd was nie. Midian was een van die seuns van Abraham. Dus bevind Moses hom hier by verlangse familie.
al besef hy dit dalk nie. Maar daar gebeur 'n ander insident wat tog baie lyk na die familietrek, want nes sy grootoupa Jakob ontmoet Moses nou ook by 'n put, sy toekomstige bruid. Terwyl Moses by 'n put sit in die vreemde land, kom daar 7 meisies aangestap met hulle kleinvee. Voordat hulle die diere kan water gee, word hulle verjaag deur 'n klomp aggressiewe veewagters. Ons kom agter dat dit nogal 'n gereelde ding moes wees. Moses gryp in en hy help die meisies sodat hulle water kan kry. En deur sy goeie daad word hy later uitgenooi deur die meisies se pa vir 'n ete. By eet bly dit ook nie, en Moses slaap toe maar sommer oor. Permanent. Die een ding lei tot die ander en Moses trou met een van die meisies, Sipora. Nes sy grootoupa Jakob bly hy sommer by skoonpa Reuel en hy werk vir hom as 'n veewagter. Uit die huwelik word 'n seentjie gebore en Moses noem hom Gersom. Die naam beteken vreemdeling daar. En dit sinspeel natuurlik op Moses se verblyf as vreemdeling in 'n vreemde land. Byna 450 jaar het verbygegaan sedert Jakob met sy gesinnetjie na Egipte getrek het. Daai gesinnetjie het nou volgens sommige kenners aangegroei tot 3,5 miljoen mense. Vir die Egiptenare was hulle 'n reuse bedreiging en daarom moes hulle die Israeliete wreed onderdruk om te keer dat hulle nie Egipte oorheers nie. Maar die Egiptenare het ook in hulle 'n groot skat gehad in die vorm van 'n gratis arbeidsmag om hulle reuse kunswerke, bouwerke vir hulle te doen. In Eksodus 2 sien ons dat die arme mense gesug en gekreun het onder die swaar werk. En God het dit gehoor. Daar was sekerlik 'n doel met die Israeliete se verblyf in Egipte. Dit was 'n vrugbare land en die piepklein volkie, dis nou as jy Jakob se gesin 'n volk kon noem, kon hier floreer en aangroei om 'n sterk nasie te word, wat die mannekrag sou hê om die beloofde land in besit te neem. Ja, natuurlik was die land wat God aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, steeds in die prentjie, en God vergeet nooit sy beloftes nie. Nou was die tyd ryp om daai beloofde land tot uitvoer te bring. Maar daar was 'n leier nodig. Iemand wat 'n ware leier is en die nodige opleiding het om 'n hele groot volk in beweging te bring om oor 'n groot onherbergsame woestyn te trek na 'n nuwe land. Maar die man wat al daardie vaardighede besit, woon as 'n vlugteling in 'n vreemde land, iewers in die woestyn, waar hy bokke en skape oppas. In Egipte durf hy nie sy voete sit nie, want daar is hy gebrandwerk as 'n misdadiger. Hoe sou God hierdie man so ver kry om die reuse taak wat hy vir hom beplan het te gaan opneem? Dit sou 'n groot wonderwerk kos om Moses te motiveer. Kom ons bid. Here, ek is opgewonde as ek die verhaal van Moses lees, want hier sien ek hoe dat U steeds in beheer is en dat U nooit U beloftes vergeet nie. Dank U ook vir die wonderlike beloftes wat U vir my gegee het. Amen.